En ons wil u nooi om die woord van die Here saam met ons oop te maak by 2 Samuel hoofstuk 22. 2 Samuel hoofstuk 22 gaan ons saam lees. En hierdie oggend kyk na die tema: hoe sien jy die God van die Ou Testament? Hoe sien jy die God van die Ou Testament? Jy sal baie keer hoor mense sê die God van die Ou Testament was meer so en die God van die Nuwe Testament is meer so. Vanmôre kyk na daardie gedagte. Voordat ons die woord saam lees in 2 Samuel 22, kom ons sit so aan, bid ons saam. Aanbiddelike Here Jesus, U wat was en is en wat kom. Vader, U wat op die troon sit en van ewig tot ewig God is. O Heilige Gees, trooster, wat die siele vertroos en in die hart van die mens kom woon en ons heenwys na Christus toe. Baie dankie dat ons U kan aanbid in hierdie oggend. Daar is niemand soos U nie. Here, U het vanmôre 'n afspraak met elkeen van ons. En Here, as ons elkeen van die wat hier sit vanmôre, as ons ten volle kan begryp die hoogte en diepte en breedte van God en wie U is, Here, is die hoop in my hart dat ons ywerig en vurig vir U sal leef. Here, die een groot probleem in die tyd waarin ons lewe is, ons weet nie wie die mens is nie, en ons weet nie wie God is nie. Ons dink die mens is hier die verhewe wese. En die wêreld wil die mens verhoog tot God. En die wêreld wil God weer verneder tot niks. Here Jesus, die begeerte van ons hart vanmôre is dat ons, soos die woord van die Here sê in Johannes 1 vers 14, dat ons hier sal uitstap en sê, en ons het Jesus sy heerlikheid aanskou. 'n Heerlikheid soos van die enige geborene, wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Here, ons het nou talle liedere gesing oor U goedheid. En oral is my God. Here Jesus, die begeerte van my hart, dat ons vanmôre hier sal uitstap en sien, en sê, ja, waarlik, U is goed. Ons aanbid U vanmôre. En nou, Here, wil ons ook net vir 'n oomblik dink aan hulle wat siek is, aan hulle wat in nood is, aan hulle wat in krisis beleef, dat ons weet, ons het 'n toevlug vanmôre. En deur die Here Jesus kan ons tot die Vader nader, en elkeen wat siek is, daar by U voete kom neerlê. Hulle wat in gevangenis is, hulle wat in verslawings is, dat daar 'n God in die hemel is, wat alles kan doen, en kan verlos, en groot en ondeurgrondelike dinge doen, wat ons nie eens kan bedink nie. En nou, Here, vra ons, sal U hier onder ons wees en onder ons wandel, soos U wandel onder U kerk in Openbaring 1. Wees ook vanmôre hier, en ons gee vir U al die lof en al die eer en al die aanbidding. Amen. Voordat ons aangaan, dalk net U nooi, daar is 'n vers in die Bybel
wat baie keer misverstaan word. Dis Johannes 3 vers 5. Daar is iets rondom Johannes 3 vers 5 wat elke mens moet weet. As jy dit nie weet nie, dan gaan die wêreld vir jou redelik deurmekaar wees. So die antwoord van baie vrae en baie antwoorde hanteer ons vanaand. Een teks. Nou vanmôre verskoon hanteer ons baie tekste. Maar vanaand net een teksvers. So ons wil die nooi vir vanaand se diens. Ons lees dan 2 Samuel hoofstuk 22 word dan geskryf, 2 Samuel word dan geskryf deur baie van die profete, nie deur Samuel nie, Samuel is al oorlede in 1 Samuel 25, so klomp profete skryf dan 2 Samuel, en dan in hoofstuk 22 is daar Dawid se lof en danklied wat hy skryf, 'n wonderlike hoofstuk. Nou, ek wil net vir u lees vers 26 en 27. By die liefderyke betoon u uself liefderyk. By die opregte man opreg. By die reine rein. Maar by die valse betoon u uself verkeerd. Vereers net tot sover. So ons sien hier dat Dawid skryf en hy sê elkeen van ons het 'n prentjie in ons kop oor wie die Here is. En so deur ons lewe skets ons. Nou party van ons kan skets en ander teken heeltemal van die pad af. Maar elkeen van ons skets 'n prentjie van wie ons sien wat God is. En ons het 'n idee van wie hy is. En ons baie keer ons eie idee. En dan skryf Dawid hier 'n baie belangrike gedagte. As jy God sien in 'n sekere rigting, is dit heel waarskynlik omdat dit in jou hart is. Dis hoekom jy God so sien, soos wat jy hom sien. Met ander woorde, sy eerste punt wat hy hier sê is, by die liefderyke, as daar byvoorbeeld 'n tannie, wat daar in die ou huis is, sy is so liefdevol vir die Here, sy is verlief op die Here, sy het niks anders nie, sy het al alles verloor, sy het al man verloor, sy het al haar huis verloor, sy het al geld verloor, sy het alles verloor, maar sy het die Here Jesus en jy kom by haar, en sy is so dankbaar, en sy het Jesus so lief. En jy kan agterkom, die liefde van die Here Jesus borrel uit haar uit. Hoekom is dit so? Dis wat in haar hart is. By die liefderyke betoon die Here homself liefderyk. Verder. By die opregte man opreg. As daar opregtheid in jou hart is, dan sal jy die Here sien as opreg. Want dis wat in jou hart is. By die reine, rein. As daar reinheid in jou hart is, as daar heiligmaking in jou lewe plaasvind, en die Here werk in jou hart en in jou lewe, en hoe nader jy aan die Here kom, en hoe reiner jy word, hoe meer rein sal jy die Here aanskou. Jy sal waarlik tot die besef kom, die Here is heilig. As die heiligheid van God nog nie vir ons 'n werklikheid geword het nie, dan is dit omdat heiligmaking nog nie in ons hart 'n werklikheid geword het nie. En dan die 4de punt wat hy hanteer, is die teenoorgestelde. Maar by die valse betoon u uself verkeerd. Het jy al op 'n punt gekom, of partykeer gevoel en gesê, Here, u is verkeerd? Of, Here, ek verstaan nie hoekom u doen en toelaat wat u toelaat nie. Ek kom baie keer op 'n punt, Here, ek verstaan nie wat u nou besig is om te doen nie. Dan herinner ek myself aan die teks wat sê, my gedagtes is nie julle gedagtes nie, my wee is nie julle wee nie. Soveel hoër wat die hemel is van die aarde, soveel hoër is my gedagtes as julle gedagtes. Maar wanneer ons op 'n punt kom waar ons sê, Here, u is verkeerd, dit wat u doen is nie reg nie, hoekom sal ons dit in ons harte voel? Want dis wat in ons harte is oor ons. As ons verkeerd handel, as ons nie reg optree nie, dan sal ons die blame vir God gee. Here, by die een wat onreg, betoon u uself verkeerd. By die valse, as daar valsheid in ons hart is,
gaan ons God sien as die fout en nie die mens nie. En daarom kyk ons vanmôre na hoe sien jy die God van die Ou Testament? Ek hoor baie keer, ons kyk op sosiale media en dan is daar prente wat opkom en woorde wat mense sê van God en dit is dan as dit nie so en so en so gebeur nie, dan is daar moeilikheid. Verder sê hy was wreed. Die manier hoe die aarde oopskeer en vir Korag hulle lewendig die doderyk binnesluk toe hulle gesondig het. Hoe die Here slange onder hulle gestuur het en hulle het gesterwe. Of hoe God oor Sodom en Gomorra vuur en haal laat reën het. Sê hy's wreed, die God van die Ou Testament. Baie sê weer hy's hard. Hy was hard op hulle. Hulle moes in die woestyn geleef het. Hy was hard op hulle, meen sommige. Ander meen weer, hy was ongevoelig. As ons kyk na die Here Jesus, dan sê ons, hy was so gevoelig vir die mens. Hy sê vir die mens, almal wat dors het, kom na my toe. Hy sê vir hulle, almal wat vermoeid en belas is. Hy nooi hulle, hy so, die Here Jesus is in die Nuwe Testament so in voeling met die mens, en dit voel asof die God van die Ou Testament so buitevoel is. Ongevoelig teenoor die mens. Baie mense dink God van die Ou Testament is styf. En die God van die Nuwe Testament is meer los, daar's meer grasie. En dan sommige meen hy's op 'n afstand. Hy's so ver in die Ou Testament. Nou ek wil vir u sê, hierdie punte wat beskryf word van God, kan nie meer vals wees as wat mense dit sien nie. Dit is onmoontlik. As jy bietjie die Here gaan soek en in die Nuwe Testament in delf om te kyk wie is die Here, en in die Ou Testament dan sal jy agterkom daardie gedagtes wat hulle sit aangaande God van die Ou Testament is verkeerd. Dit kan nie verder verwyder wees van die waarheid. In die eerste plek, want die God van die Bybel verander nie. Die God van die Ou Testament, Jesus van die Ou Testament, is dieselfde as Jesus van die Nuwe Testament. Die woord sê vir ons in Malagi 3 vers 6, want ek, die Here, het nie verander nie, en julle kinders van Jakob is nie verteer nie. Die Here sê ek het nie verander nie. Dit wie ek was in Genesis 1, waar ek met die mens in die tuin van Eden gewandel het, is dieselfde een wat by die Via Dolorosa met hulle gewandel het. Dis dieselfde een. Hebreërs 13 vers 8 sê, Jesus Christus is gister en vandag dieselfde tot in ewigheid. Hy kan nie verander nie. As ons sê, God was anders in die Ou Testament, as wat hy is in die Nuwe Testament, dan sê ons, God het verbeter, of God het versleg. En God kan nie verander nie. Jakobus 1 vers 17 sê, elke goeie gif, en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skadu van omkering is nie. Daar is geen verandering by God nie. Hy is van ewigheid tot ewigheid dieselfde. Bly hy God. As ons skrywers van die Ou Testament sou vra, wat is hulle opinie oor God? Dan dink ek hulle sou verskil met daardie punte wat ek nou uitgelig het, wat die mense in die tyd waarin ons leef sê van God. As ons vir Asaf sou vra, Asaf, wat dink jy, is die God van die Ou Testament styf en ongevoelig? En as ons vir Korag en vir Moses en vir Dawid en Esegiel en vir Jeremia sou vra, wat dink julle teenoor die God van die Ou Testament? Dan dink ek, sou ons verbaas wees om te hoor wat hulle sê. Hoe genadig, hoe barmhartig, hoe goed, hoe ontferming die God van die Ou Testament werklik was
en is. En dis waarna ons vanmôre kyk. In die eerste plek sien ons Asaf skryf in Psalm 73, vers 25 en 28. Asaf skryf, wie het ek buiten U in die hemel? Buiten U begeer ek ook niks op die aarde nie. Dink U hierdie ou, Asaf, sien die God as ver en ongevoelig? Wie het ek buiten U? Ek soek niks nie. Soos Psalm 23 vers 1, die Here is my herder, niks ontbreek nie. Wie het ek buiten U in die hemel? Buiten U begeer ek ook niks op die aarde nie. Kan ons dit sê? Dat hierdie ou is so verlief op die Here, dat hy sê, ek soek net U in vers 28. Maar wat my aangaan, dit is goed om naby God te wees. In die Here het ek my toevlug gestel, om al U werke te vertel. Met ander woorde, hy was nie skaam om die werke van die God van die Ou Testament te vertel nie. Hoe goed die God van die Ou Testament vir hulle is nie. Dis Asaf se gedagte oor God. Korag skryf in Psalm 84 vers 3, 5 tot 6 en vers 11. Hoor wat sê hy? Korag. Dieselfde Korag wat sy nageslag deur die aarde ingesluk is, skryf later en hy sê, my siel verlang, ja ek smag na die voorhoewe van die Here. My hart en vlees jubel tot die lewende God. Hoor julle, hy jubel tot die lewende God. Hy's nie neerslagtig oor hierdie God nie. Welgeluksalig is hulle wat woon in die huis. Hulle prys U gedurig deur. Welgeluksalig is die mens wie se sterkte in U is, in wie se hart die gebaande wee is. Welgeluksalig is hulle, want 'n dag in U voorhoof, skryf Korag, 'n dag, een dag in U voorhoof is beter as 1000. Ek wil liewer in die drempel staan van die huis van my God, as om te woon in die tent van goddeloosheid. Hy het so 'n begeerte om by die Here te wees. Is hierdie God dan so afsydig as wat mense hom beskryf? Of is hy naby hulle? Dawid. As ons vanoggend vir Dawid hier sou gehad het, en ons vra vir Dawid, hoor hierso, dink jy nie, God was bietjie styf, en 'n God van wraak, en 'n God was eensydig geweest. Dawid, dink jy ook so? Waarom sou hy gesê het? Hy sou gesê het, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde. Na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Al gaan ek deur 'n dal van doodskade weer, ek sal geen onhou vrees nie, want U is met my. U stok en U staf vertroos my. U berei die tafel teenoor my vyande. U maak my hoof vet met olie, my beker. Dink U die God van die Ou Testament was ver? Wanneer Dawid 'n gruwelose sonde gedoen het, met Batseba en haar man laat doodmaak het, en hy nader tot die Here in Psalm 51, en hy sê vir die Here, kyk, in ongeregtigheid ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang, ek het teen U gesondig. Here, verkondig die heil van die Here, want die offer van God is 'n gebroke hart. 'n gebroke en 'n verslae gees sal U, o God, nie verag nie, sê hy in Hoofstuk 51. Hy sê, God vergewe. God se God van vergifnis. Dit sou Dawid gesê het. Psalm 91 ken U baie goed. Nou, dis eintlik skrywerloos, ons weet nie wie dit geskryf nie, maar die Septuaginta en die Joodse skrywers meen dit was Moses. So as ons hierdie psalme sou gevra het, wat dink jy van die God van die Ou Testament? Hoor wat skryf hy. Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skadu van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou, want
Hy is dit wat jou sal red. Uit die net van die voëlvanger, van die verderflike pes. Hy sal jou bedek met sy vlerke. En onder sy vleuel sal jy skuil. Sy trou is 'n skild en 'n panser. Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag, of die pyl wat bedags vlieg nie, vir die pes wat in die donker wandel, vir die siekte wat op die middag verwoes nie. Al val daar 1000 aan jou sy, en 10.000 aan jou regterhand, na jou sal dit nie aankom nie. Net met jou oë sal jy dit aanskou. Vers 14, omdat hy my lief het, sê God, daarom sal ek hom red, ek sal hom beskerm, omdat hy my naam ken. Dink jy hierdie psalmis het gesê, die God van die Ou Testament is wreed. Hy het sy toevlug, sy skuiling, onder die vleuels van God gaan vind. As ons vir Esegiel sou vra, Esegiel, wat is in God se hart? Is God se hart hard? Is hy hard teenoor die mens? Of is hy gevoelig teenoor die mens? Esegiel skryf, en hy toon vir ons God se hart in Esegiel 33 vers 11, sê vir hulle, gaan sê vir hulle, so spreek die Here, Here gewis, ek het geen behaag, hy woordjie behaag, God kry nie lekker, ek het geen behaag in die dood van 'n goddelose nie, ek het nie behaag daarin dat iemand moet sterf, sonder God en sonder hoop op pad hel toe nie, ek het geen behaag daarin, in die dood van 'n goddelose nie, maar daarin dat die goddelose hom sal bekeer van sy verkeerde weg en lewe. Bekeer julle, waarom tog, sê die Here, wil julle sterwe? Waarom tog wil die mens? Dink jy hierdie God is 'n God van ver? Of sê 'n God wat naby aan die mens wil leef? Sy begeerte is dat die mens gered moet word. Begeerte dat die mens nie in die hel hulle oë sal oopmaak nie. Bekeer julle van julle verkeerde weg en lewe. Dit is wat Esegiel skryf oor wat as ons vir Jeremia sou vra. Jeremia, wat dink jy van God? En hy skryf neer God se woorde in Jeremia 2 vers 2, waar hy sê, en God sê, gaan roep uit voor die ore van Jerusalem en sê, so spreek die Here. Die Here sê vanmôre, ek onthou die geneentheid van jou jeug. Ek onthou dit. Die liefde van jou bruidstyd, toe jy agter my aangeloop het. Toe jy smoor verlief was op my, die Here sê ek onthou, ek koester daai gedagtes. Toe jy agter my aangeloop het, in die woestyn, in 'n onbesaide land. So spreek die Here, ek onthou die geneentheid van jou jeug. Die liefde van jou bruidstyd, toe jy agter my aangeloop het in die woestyn, in 'n onbesaide land, ek onthou dit, sê God. Verder skryf Jeremia, 'n baie bekende hoofstuk en vers wat ons ken, oor die gedagtes van die Here oor ons. Want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om vir julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Hoor julle die hart van God? Hy het gedagtes wat hy aangaande koester aangaande ons. Jeremia 31 vers 3. Die Here het aan my verskyn uit die verte. Ja, ek het jou lief gehad met 'n ewige liefde. Daarom het ek jou getrek met goedertierenheid. Het die Here die mens lief? Volgens Jeremia, ja. En daarom kom ons by ons eerste punt, die liefde van God. Die ons dink, die Here Jesus in die Nuwe Testament was lief vir hulle. Die God van die Nuwe Testament is die God van die Ou Testament. Die God wat aan hulle verskyn het in die Nuwe Testament is die God wat aan hulle verskyn het in die Ou Testament. God is een.
En daarom as ons vanmôre 'n prentjie wil skets, in kleur, van hoe God lyk, dan staan ons stil by God van liefde. In Hosea wil ek graag vir u lees, want ek het aantekeninge gemaak om hom beter te verstaan. Hosea hoofstuk 3. Nou ons ken die verhaal van Hosea, dat God sê vir Hosea, gaan kry vir jou 'n hoervrou, trou met haar, wy jou lewe toe aan haar, wees vir haar goed, gee vir haar alles wat sy nodig het, vir haar kinders, sorg vir haar, en hy gaan doen dit. En wat gaan doen sy toe? Nadat sy alles het wat haar hart begeer, gaan verkoop sy haarself aan ander mans. En haar verskyn sy weer op die slawemark, toe hulle haar klaar opgebruik het. Toe is Hosea se vrou weer daar te koop. Hy het haar getrou, hy het teen 'n mate van 'n bolle of iets betaal, hy het vir haar gesorg, hy was vir haar goed, hy het haar gedra, en wat gaan doen sy? Sy gaan verkoop haar aan ander mans. En nou verskyn sy weer daar. Wat gaan hy doen? Gaan hy haar weer terug min 'n vrou wat bemin word deur haar vriend. Kry haar lief. Kry haar lief. Maar wat oorspel bedryf het, net soos die Here die kinders van Israel bemin. Soos wat die kinders van Israel bly die Here terg, en dan gaan koop die Here hulle maar weer terug uit slawerny uit. So sê die Here, omdat ek hulle lief het, gaan koop ek hulle terug. Hosea gaan toon my liefde vir hulle, deur daai vrou. Ons lees hier in vers 2, toe het ek haar vir my gekoop, vir 15 sikkel silwer en 'n half homer gars. Wat doen Hosea? Hy gaan koop sy eie vrou terug, want hy het haar lief. Wat doen God? Gaan verkoop die mense hulle self en hulle terg God aan ander afgode. Kom die Here en hy koop hulle weer en weer terug. 1 en 2 sê God vir hulle, ek het julle lief gehad. Hoor julle wat sê God? Hy bely sy liefde teenoor hulle. Ek het julle lief gehad. Nogtans vra julle, waarin het u ons lief gehad? Die Here het vir hulle 'n verbond met hulle gesluit. Gegee wat oorloop van melk en honing. Hy het vir hulle alles gegee. En hy sê vir hulle, ek het julle lief, dis hoe ek aanhou met julle, en raai wat vra hulle vir die Here? Ag, waarin het u ons lief gehad? Waar is die bewyse dat u ons lief het? Is dit nie hartseer nie? Nadat jy soveel keer vir mense wys, hoe lief het God die mens, dat die mens steeds op 'n punt kom en sê, ag, ek glo dit nie. Waar is die bewyse dat u ons lief het? Hooglied 4 vers 9 tot 10. Ja, dit weerspieël eintlik 'n man en 'n vrou verhouding, maar ook tussen God en die mens. Vers 9 en 10 sê, u het my hart gesteel, my suster bruid. U het my hart gesteel met een straal van u oë, met een kettingkie van u halssieraad. Hoe skoon is u liefde, my suster bruid. Hoeveel beter is u liefde as wyn en die geur van salf, as al die speserye. Hoeveel beter is u liefde.
As daar iets is wat ek vanmôre vir u kan beloof, is dat God het die mens lief. Hooglied 6 vers 4 sê vir ons, ek is my beminde sin, en my beminde is myne. Hy wat herder is onder die lelies. Ons kan daarin lees, my beminde is myne. Of ek is my beminde sin, ek is Jesus sin. En Jesus is myne. Ek is Jesus sin, en Jesus is myne. Die liefde van die Here Jesus word bewys in die woord van die Here, en ons glo dit. Soos hy lief gehad het in die Ou Testament, net so het hy lief in die Nuwe Testament. In die tweede plek, bemoedig. Ons weet, die Here Jesus praat hulle moed in, maar tog wil ek vir u lees hier in die Ou Testament, waar God vir Josua moed inpraat. In Josua hoofstuk 1, sê hy vir hom in vers 5, niemand sal voor jou stand hou al die dae van jou lewe nie. Net soos ek met Moses gewees het, sal ek met jou wees. Ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. Wees sterk en volmoed. Wees sterk en volmoed. Vers 7. Volgens die hele wet van Moses, my knegt wat jou beveel het, wyk daarvan nie regs of links, sodat jy met goeie gevolg kan handel oral waar jy mag heen gaan. Vers 9. Het ek jou nie beveel nie, wees sterk en volmoed, wees nie bevrees nie, of verskrik nie, want die Here jou God is met jou. Vers 13, God sal vir jou 'n rusplek verskaf. Vers 17, net soos na Moses geluister het, so sal ons na u luister. Mag die Here God net met u wees, soos hy met Moses gewees het. Vers 18 eindig, wees net sterk en volmoed. Die God van die Ou Testament is dieselfde as die God van die Nuwe Testament, waar die mens kom moed inpraat. Wanneer jy voel, jy kan nie meer nie. As jy die psalms lees, dan lees jy hoe God vir Dawid moed inpraat. As jy deur die bladsye van die Ou Testament blaai, dan lees jy hoe God hulle moed inpraat. God bemoedig die elendige. In die Ou Testament en ook in die Nuwe Testament. In die derde plek is hy 'n God van barmhartigheid. Hy is 'n barmhartige God. Psalm 78 vers 38 tot 40 is een stukkie vers wat in my Bybel gemerk is, wat as ek dit bedink, dan kan ek nie die einde daarvan snap nie. Maar hy sê, maar ek is barmhartig. Hy versoen die ongeregtigheid en verdelg nie. So die sonde versoen hy. Hy maak 'n weg om die sonde te bedek. En hy verdelg nie onmiddellik nie. Daar staan 'n teks in Spreuke, as ek reg is, dat al het hulle 100 keer teen hom gesondig, steeds is hy barmhartig. Maar hy is barmhartig, hy versoen die ongeregtigheid en verdelg nie. En dikwels wend hy sy toorn af en wek nie sy grimmigheid op nie. Soms sal dink, nee, as hulle iets gedoen het, dan kom God en God gee hulle pak sla met die sweep. Nie volgens Psalm 78 nie. Psalm 78 wend hy nie altyd sy toorn op nie, maar hy wend net baie keer af. En hy wek nie sy grimmigheid op nie. As hulle iets gedoen het, gee God hulle nie net pak sla nie. Raai wat doen hy? Hy stuur profete. Hy waarsku en hy pleit by hulle. Raai wat doen hulle met sy profete? Ja, wat doen hy? Wat doen hulle met sy profete? Hulle maak al sy profete wat hy na hulle toe stuur, maak hy dood. Hy sê vir hulle in die Nuwe Testament, julle het al die profete wat ek na julle gestuur het, doodgemaak, van Abel tot by Sagaria, wat julle vermoor het by die tempel, tussen
by die offerplek daar, julle het al die profete van die Here, het julle uitgemoor wat God na hulle gestuur het. Ek wil vir u sê, God van die Ou Testament het by hulle gepleit, voordat sy toorn en sy grimmigheid opgewek is. En hy het daaraan gedink, God het daaraan gedink, dat hulle vlees was, 'n wind wat vergaan en nie terugkom nie. So God het verstaan, dat hulle is mens. God verstaan dat ons mens is, en dikwels struikel. Hoe dikwels was hulle wederstrewig teen hom in die woestyn. Hulle het hom gegrief in die wildernis. Maar hy was genadig. Vers 38 sê, maar hy is barmhartig. Barmhartig? Wat beteken barmhartig? Om vir iemand genade te gee terwyl dit nie verdien nie. Barmhartigheid om vir mense kos te gee terwyl hulle nie daarvoor gewerk het nie. Dit is barmhartig. Volgende sien ons die woord barmhartig eintlik in baie gedeeltes, maar ek hou net 'n paar aan die voor in Klaagliedere 3 vers 22 tot 23. As jy kan lees saam met my. Dit is die goedertierenhede van die Here dat ons nie omgekom het nie. Want sy barmhartigheid het geen einde nie. Hoor u? Ons koskas raak leeg by die kerk. Ons barmhartigheid droog op. Ons kan nie altyd gee nie. Maar sy barmhartigheid het geen einde nie. Hulle is elke môre nuut en u trou is groot. Die barmhartigheid van die Here is elke môre nuut oor jou. As jy opstaan en jy al asem en jy het 'n dak oor jou kop, jy het kos in jou maag en jy het iets om voor te leef en jy het werk en jy het daarom nog iets, wil ek vanmôre vir u sê, die barmhartigheid van die Here is nuut elke môre. Want sy barmhartigheid het geen einde nie. En elke oggend is sy barmhartige hand weer uitgestrek teenoor u en teenoor my. Volgende punt, die goedheid van God. Is God goed? Psalm 73 sê, 72, Groot Raai sê, waarlik God is goed vir Israel. Nou die teks om te lees, om te kyk of God goed is, Psalm 136. Psalm 136 het 26 verse. Nou as u moet dink, jy moet nou 26 sinne skryf oor God. Jy moet 26 sinne skryf oor God. Oor God se goedheid. Sal jy iets hê om oor te skryf van God se goedheid? Nou, u kan by die huis 136 gaan lees. En daar staan, loof die Here, want hy is goed. Want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Loof die Here van die gode, die God van die gode, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Loof die Here van die Here, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Hy wat alleen groot wonders doen, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Wat die hemel met verstand gemaak het, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. In 26 verse, en elke 26 van die verse, van hierdie sinne, praat hy oor die goedertierenheid van die Here, wat tot in ewigheid is. God is goed. Ons is nie altyd goed nie. En ek kan geen vinger na God wys nie. Want sy goedertierenheid is deur en deur bewys. Is deur en deur gelouter. God is goed. En ek dink as ons hier vir mekaar begin vra, maar hoor hierso, deel bietjie, hoe God vir jou goed is. Ons kom gister by 'n tannie wat ek dink 87 is. En daai tannie borrel
van die goedheid van die Here. Op 87 daar in 'n plekkie in, klein plekkie, sy loop oor van die goedheid van die Here. En as ons haar sou vra, toe sy daar die pakkie koekies kry, toe sy sê, die Here is so goed vir my. Maar 'n pakkie koekies. Ons sien nie altyd die goedheid van die Here raak nie. Ons neem die goedheid van die Here as vanselfsprekend. Nee, die Here skuld dit vir ons. Hoe gebeur baie keer as daar iemand by jou huis aankom, en jy gee nou maar elke keer vir hom iets, later kom hy na jou toe en hy verwag, jy moet dit vir hom gee. Maak ons nie baie keer so met die Here, sy goedheid, ons misbruik sy goedheid, baie keer. In die laaste plek kyk ons na sy beloftes, die beloftes wat Jesaja vir ons optree, of opteken van die Here. Jesaja 41 vers 10. Wees nie bevrees, onthou dit gaan oor die beloftes. Jesaja is vol van beloftes. Is God 'n verbreker van sy beloftes? Ek het gister 'n teks raak gelees, wat ek nog 'n bietjie wil oor dink, dat God sê, hy herinner homself gedurig deur aan sy verbond, aan sy beloftes, wat hy met hulle gesluit het. So God is 'n God van beloftes. Hy's 'n verbondsgod, en hy sê, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand, want u vir my sê, hierdie God is ver. Hierdie God is afsydig. Hierdie God is ongevoelig. Is onmoontlik, hoor jy wat hy sê? Ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou. Liewe vriende, God is nie 'n God van ver nie, hy is 'n God van naby. En wie hy was in die Ou Testament, is wie hy is in die Nuwe Testament. Jesaja 42 vers 3 tot 4. Die geknakte riet sal hy nie verbreek nie. Het jy al gesien, as daar 'n riet geknak het? Wat doen hulle met hom? Ag, hulle kap hom maar af, want hy klaar geknak. Hy's niks werd meer nie. Nou kom die Here sê, die geknakte riet sal ek nie verbreek nie. As jy in hierdie dag sê, Here, ek voel so geknak. Geknak deur die omstandighede, geknak deur die wêreld se aanslag, geknak deur die duiwel se aanslag, geknak deur die finansies, deur omstandighede. Here, ek voel so geknak. Dan kom die Here met sy beloftes en hy sê, ek sal die geknakte riet nie verbreek nie. Die dowwe lamp sal ek nie uitblus nie. As ek hierdie vlammetjie sou vat en ek sou hom so effens dooddruk en hy smoor en hy kry nie suurstof nie, en raak al klein en hy daai vlam gaan dood. Hy het nog net so rooi kolletjie aan, dat hy's nog so halfpad aan die gang. Hy's byna dood. Die dowwe lamp sal ek nie uitblus nie, sê die Here. Of voel jy vandag, Here, ek dien U nie soos wat ek moet nie, ek is lou, Here. Die Here sê, ek gaan nie verwerp nie. Ek gaan kyk hoe ek jou weer aan die brand kan kry, aan die brand kan blaas, sodat jy weer vurig en ywerig vir die Here sal wees. Die Here is geduldig, liewe vriende, met ons. Die dowwe lamp sal hy nie uitblus nie. Met getrouheid sal hy die reg uitbring, sê die Here. Jesaja 43 vers 1 tot 4. Maar nou, so sê die Here, jou skepper oog, o Jakob, en jou formeerder, o Israel, wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos. Ek het jou by die naam geroep, jy's myne. Is dit 'n God wat ver is? Jy is myne. As jy deur die water gaan, is ek by jou. Deur die riviere, hulle sal jou nie oorstroom nie. As jy deur die vuur gaan, sal hulle jou nie skroei nie, die vlam sal jou nie brand nie, want ek, die Here, jou God, die Heilige van Israel, jou heiland, ek het Egipte gegee as losprys vir jou, Kus en Seba in jou plek, omdat jy kostelik is in my oë, hoog geag, het ek jou lief, daarom gee ek mense in jou plek, volke in jou lewe.
Hoor die hart van die Here. As jy deur die vuur gaan, dan is ek by jou. Die vuur sal jou nie skroei nie. Die water sal jou nie oorstroom nie. Ek jou skepper is by jou. Het jou by die naam geroep. Jy's myne. Weet julle hoeveel vertroosting bied dit vir 'n mens se hart om te weet die Here sê vir jou, jy is myne. Hoe lekker is dit om vir my kind te sê, jy is myne. Omdat jy kostelik is in my oë, hoog geag is, en ek jou lief het. Daarom gee ek mense in jou plek. Hoeveel mense is daar wat die Here in jou lewe gee, om jou terug te trek na die Here toe, om jou by die Here te hou, mense en volkere in jou lewe. Die Here se beloftes staan trou. Jesaja 43 vers 11 tot 13. Ek is die Here, en daar is geen heiland buiten my nie. Ek het verkondig en verlos en dit laat hoor. En daar was geen ander God onder julle nie. En julle is my getuies, spreek die Here, en ek is God. Ook van vandag af is ek dit, en niemand ruit uit my hand nie. Ek werk, en wie kan dit keer? God sê hy werk in jou lewe. Wie kan dit keer? As God werk, wie kan dit keer? Jesaja 43 vers 25. Ek is dit wat jou oortredinge uitdelg, om my ontwil, en aan jou sondes dink ek nie meer nie. Jy herinner jouself aan sondes wat jy teen die Here begaan het, maar jy het dalk al bely teenoor die Here en dit laat staan. Ek het dit uitgedelg om my ontwil, en aan jou sondes dink ek nie. Sy belofte. Jesaja 45 vers 21 tot 24. Verkondig en bring voor, ja, laat hulle saam raad hou. Wie het dit van ouds af laat hoor? Lank tevore dit verkondig. Is dit nie ek, die Here nie? En buiten my is daar geen ander nie. En wat se tipe God is hy? 'n regverdige en 'n reddende God is daar buiten my nie. Hy's 'n regverdige en 'n reddende God. En ons niemand soos hy nie. Dis sy belofte. Hy's regverdig. Sal hy iemand onregverdig behandel? Nee. Is hy 'n reddende God wat sy hand gedurig deur uithou? Wend julle tot my en laat julle red, al die eindes van die aarde, want ek is God en daar is geen ander nie. As jy sweer, dan sê jy byvoorbeeld, ek sweer by die Bybel dat dit is die waarheid. Of ek sweer by my woord, of ek sweer op my ouers se lewe. Wat sê God? Hy sê hier in vers 22, 23, ek sweer by myself. Is daar iemand groter as God op wie hy kan sweer? Hy sê ek sweer by myself. Geregtigheid gaan uit my mond. 'n woord wat nie herroep kan word nie. So geregtigheid gaan uit sy mond en hy kan dit nie terugtrek nie. God kan net regverdig wees. Hy kan nie onregverdig wees nie. Dis nie in sy vermoë om onregverdig te wees nie. Dat elke knie sal buig. By my elke tong sal sweer. Hulle sal van my sê, alleen in die Here is volle geregtigheid en sterkte. Na hom sal hulle kom, maar hulle almal sal beskaamd staan wat op hom toornig is.
So kom na die Here toe en jy sal rus vind. Verwerp die Here aanhoudend. En die toorn van die Here sal later oor jou begin brand. Beloftes van die Here. Jesaja 49 vers 16. Kyk, ek het jou in my handpalms gegrafeer. Hy sê, jy is myne. Ek het jou in my handpalms gegrafeer. Jy's myne. Jesaja 54 vers 17. Oor die belofte van die Here. Elke wapen wat teen jou gesmee word, sal nie uitrig nie. Niks uitrig nie. En elke tong wat teen jou opstaan, in die gereg, sal jy weer lê. Dit is die oordeel van die knegt van die Here. En hulle geregtigheid wat uit my is, spreek die Here. Die Here sê, hulle kan kom met al die aanslae teen die kinders van die Here. Die Here sal dit weer lê. Die Here sal elke wapen wat teen jou opgerig word, verdelg. Kosbare beloftes wat die Here vir ons gee. Jesaja 55 vers 1 tot 3. Is God net vir die Jode? Of bied hy sy hande uit na almal toe? Hy sê, almal wat dors het, kom na die water. En wie geen geld het nie, kom koop. Ja, kom koop sonder prys wyn en melk. Waarom weeg julle geld af wat geen brood is nie, en julle arbei wat nie kan versadig nie? Luister aandagtig na my en kom eet die goeie, en laat julle siel om in vettigheid verlustig. Net weer vers 2 lees. Waarom weeg julle geld af wat geen brood is nie? Ons dink as ons geld het, dan kan ons brood koop, dan is ons versadig. As ons geld het ons iets. Waarom weeg julle geld af vir wat geen brood is nie? Julle arbei, julle vermoei julleself, julle werk en julle werk. En jy dink dat jy daardeur versadig kan word. Jy kan jouself doodwerk, ek gaan jy nie versadig nie. Luister aandagtig na my en kom eet die goeie. Laat jou siel, nie net jou liggaam nie, maar laat jou siel om in vettigheid verlustig. Wie het al 'n skaapchoppie geëet en dan daai vet loop hier so by jou mond af. Laat jou siel om in vettigheid verlustig. Neig julle oor, sê God, neig julle oor en kom na my toe. Kom na my toe. Luister en julle siel sal lewe. Ek wil met julle 'n ewige verbond sluit. Wat nie verlore sal gaan, ek wil met julle 'n ewige verbond sluit. Die bestendige genade bewyse van Dawid, ek sal vir julle goed wees, sê die Here. By the sure mercies of David, I will treat you good, sê God. Ek sal vir julle goed wees. Die genade wat ek bewys het aan Dawid, sal ek ook aan jou bewys. Jesaja 59 vers 1. Is God ver? Of sy naby? Kyk, die hand van die Here is nie te kort om te help nie. Die oor van die Here is nie te swaar om te hoor nie. Jesaja 61 vers 7 tot 8. In plaas van julle skande ontvang julle 'n dubbele deel. In plaas van smaad sal julle jubel oor julle deel. Daarom sal ek julle 'n land 'n dubbele deel in besit neem. Ewig vreugde geniet, want ek die Here het die reg lief. Ek haat die roof met onreg. Ek het hulle getrou loon gegee en 'n ewige verbond gesluit. God sê, as jy getrou is, gee ek jou 'n dubbele deel. Maar hy haat ongeregtigheid. Maar geregtigheid het hy lief en hy gee 'n dubbele deel. Jesaja 64 vers 4, van ouds af, van lankal terug, 19, lankal terug, van ouds af, tog het hulle niemand dit gehoor, of verneem nie, geen oog het God gesien, wat werksaam is, vir die wat op hom wag, behalwe u. God is 'n God wat vir ons werk.
wat vir ons stry, wat by ons is. Jesaja 65 vers 1 tot 2 sien ons weer die hart van God wat na vore kom. God sê, ek het my laat raadpleeg deur die wat na my nie gevra het nie. Ek het my laat vind deur die wat my nie geroep het nie. Aan 'n nasie wat na my naam nie genoem is nie, het ek gesê, hier is ek. Ek het my hande die hele dag uitgebrei na opstandige en teesprekende volk, wat wandel op 'n weg wat nie goed is nie, agter hulle eie gedagtes aan. God sê, ek het van my kant af alles gedoen om hulle te red. Ek het my hande na hulle toe uitgebrei. Hulle het my gevind, terwyl hulle my nie eens gesoek het nie. Ek het aan hulle verskyn, toe hulle na my naam nie gevra het nie, het ek vir hulle gesê, hier is ek. Wil julle my nie maar aanneem nie, en ek sal vir julle goed wees, die genadebewyse van Dawid. Dit is die God van die Ou Testament. Sluit af Deuteronomium 23 vers 5. Maar die Here, jou God, wou nie na Bileam luister nie. Maar die Here jou God het vir jou die vloek in 'n seën verander, omdat die Here jou God jou lief gehad het. Daardie God van die Ou Testament wat hulle sê so erg, daai God het is 'n vloek vir hulle wat syne is, in 'n seën verander. Bileam vervloek hulle, en al wat uitkom is die seën van die Here. Sê die Ou Testament was so erg, God het nie genade getoon nie. Het Abraham se seun gesterf? Het hy Isak geoffer? Nee. God red sy seun voordat hy sterf. Red God Abraham se seun. En wat van die Nuwe Testament? Het God se seun gesterf? God se seun het gesterf in die Nuwe Testament vir ons. Die God van die Nuwe Testament en die Ou Testament is God van nou tot in alle ewigheid. En hy is dieselfde. Hy is die God wat siele lief het. Hy is die God wat naby is. Hy is die God van liefde, nie wat wreed is nie. Hy is die God wat regverdig is en nie onregverdig nie. Hy is die God wat getrou is en nie ontrouheid nie. God kan nie ontrou wees nie. Ek dink so aan die woord lieg. God is nie 'n mensekind dat hy sou lieg nie. Hy kan nie lieg nie. Dis teen sy wese om dit te doen. Sekere goed wat God nie kan doen nie. Hy kan nie ontrou wees aan sy eie beloftes nie. Kan nie ontrou wees aan sy woord nie. Liewe vriende, as u vanmôre nog hier uitstap en sê, die God van die Ou Testament was anders as die God van die Nuwe Testament, dan laster ons. Want so liefdevol wat hy is in die Nuwe Testament, net so is hy in die Ou Testament gewees. Ja, daar is meer voorregte in die Nuwe Testament waarna ons sal kyk op 'n stadium. Maar mag ons vanmôre net bietjie die spieeltjie wegdraai van julle, van die mens. En ons draai die spieeltjie na God en ons kyk, wie is God? Dan sien ons sy liefde. Ons sien sy barmhartigheid, ons sien sy goedheid, ons sien sy lankmoedigheid en ons sien sy beloftes. Mag u hier uitstap en die Here lief hê, soos die Here lief het. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat u woord elke oggend nuut en vars is. En mag hierdie woord van vanmôre 'n rusplek in harte kry vanmôre wat hier sit. Maar as ons vanmôre dalk sê, Here, ek ervaar u
nie so nie. Ek ken U nie so nie. Dan lê die fout by my, want by die valse betoon U Uself verkeerd. Here, dan lê die fout nie vanmôre by U nie, maar by my. Here, kom werk in my. Toon my Uself, dat ek U heerlikheid kan aanskou. Die heerlikheid van die enige gebore wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Here Jesus, mag U vanmôre deur hierdie woord harte vertroos en bemoedig, dat ons besef, God reik uit, al soek ons hom nie vanmôre nie. Hy hou sy hande uit. Al vra ons na hom nie, sê hy vanmôre vir elkeen wat hier sit, hier is ek, neem my aan, en ek sal vir jou God wees, en jy kan vir my 'n seun en dogter wees. Here, as hier vanmôre iemand sit, en wie daar in nood is, druk op hulle hart, en wys vir hulle, wie U is, en mag hulle in hulle binnekamer ingaan vanmiddag, en U soek, en U vind. U kan getuig dat U is waarlik goed. U is getrou. U is barmhartig. U is heilig. En die beloftes is vars. Here, ek eer U vir U woord. En nou, Here, brand U woord in hulle harte vas, dat hulle dit sal gaan uitleef in hierdie week wat kom. Here, ons dink besonder aan vanaand se erediens. Ons sê dalk ons kan nie mense bereik nie. Ons het nie die woorde om met mense te praat oor hulle siele nie. Here, vanaand is die gunstige geleentheid om iemand wat nie in die kerk kom nie, 'n broer of 'n suster of 'n kind of ouers te bring. Vanaand is die gunstige geleentheid vir iemand om gered te word. Sal U op mense se harte plaas om mense te nooi vir vanaand se erediens. Soos daar in die konsistorie gebid het, dat daar is blydskap in die hemel oor een siel wat hom sal bekeer. Mag ons getrou wees aan daardie oproep en U daarin verheerlik. Ons eer U, Here, en ons aanbid U. Amen. Ek wil U nooi om te staan, en sluit ons af met hierdie lied, Heilig, Heilig, Heilig. Sodra ons Heilig, 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 Heer God almagtig, groot is U troon, U is steeds met lof omring. Heilig, 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 liefderijk genadig, U troon is steeds met lig en lof omring. Heilig, 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 Heerser vir ewig, groot is U naam, en die Vader seën geef. Grote God ons Heer, met die hele schepping, U wat in liefde God regverdig is. gaan in die vrede en in die genade van ons dierbare Here Jesus Christus. Die genade van ons Here Jesus, die liefde van die Vader en die